Ek is baie bly vir elkeen wat hier is. Vanoggend ons Afrikaanse diens. Jy is die naam bo alle name. Ons het nou gesing, speak the name of Jesus. Maar ek wil vanmôre vir jou vra. Jy kan maklik sê, pastoor, maar ek spreek die naam van Jesus, maar ek is nog in die situasie. Begin daai naam aanroep. As jy daai naam ken, my liewe broer en suster, dan sal jy sien wat gaan gebeur. As jy daai naam, die naam bo alle name, die naam wat die duiwel voor sidder, as jy hom spreek, as jy hom uitroep, Jesus, Jesus, Jesus. Ek wil vir jou sê, my boetie, my sussie, dan moet die duiwel wyk. In daai situasie wat jy dalk is vanmôre, in daai situasie wat jy dalk voel jy weet nie watter kant toe nie. Sê dalk maar, pastoor, ek weet nie meer nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, begin die naam bo alle name aanroep. Roep hom aan. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp. Maar jy moet my eer. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, kom ons begin die Here eer vir alles wat hy vir ons doen. Kom ons begin hom eer. En ons gaan sien wat die Here vir ons nog meer wil doen en nog meer gaan doen. Kind van God. Ek wil vanmôre vir die kerk van Christus sê, ons gaan in tye in, swaar tye. Ons kan sien wat aangaan in China, waar hulle almal vervolg. Oralste Iran. Maar ek wil vir u sê, weet u, in Iran kom die mense by die duisende tot bekering. Want hulle besef, daar's net een naam. En sy naam is Jesus. Net een naam. Sy naam is Jesus. Ek wil vir u vanmôre ook sê, ek het hierdie afgelope week gelees van dinge wat gaan in Januarie gebeur. Ons gaan Januarie, gaan daar baie dinge gebeur. As die Here ons spaar en ons is nog hier. Die wêreld gaan nie meer dieselfde wees nie. En dan, die 1 Mei, is al klaar as 'n dag gesit. En luister mooi vanmôre wat hierdie pastoor vir julle vertel. Die Sunday Law gaan weer inkom die 1 Mei. En die Noahide Laws kom in. Of julle dit wil glo of nie, die Jesuits, en as julle weet wat die Jesuits is, dit is ouens wat die wêreld wil regeer, en hulle regeer tot die paus is 'n Jesuit. Hulle almal is besig om in hulle in te val. En die 1 Mei is hulle dag wat hulle Sunday Law gaan inbring. En hulle is so ernstig oor dit, dat hulle sê dat hulle mense gaan vang wat Sondag besigheid doen, koop of verkoop. Dit is die begin van die einde, my broer en suster, die begin van die merk van die dier. Die digital ID is op die lappe, dit kom. Maar weet jy wat, die kind van die Here moet begin bly raak. Want ons weet, as hierdie dinge begin in plek val, gaan ons huis toe. Very, very soon we are going to see our King. And crown him Lord of all. Daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat. En wel in 1 Korintiërs, die 15de hoofstuk, en daarvan af die 35ste vers. Ek wil eintlik moet u die hele 1 Korintiërs 15 gaan lees en hom mooi bestudeer en kyk wat die woord van die Here sê, want hy praat spesifiek hier oor die opstanding. Maar julle gaan nou sien 1 Korintiërs 15 van vers 35. Hy begin, dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. Sien julle? Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie.
Hoor wat sê hy? En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Sien julle, as jy 'n koringkorrel saai, hy moet eers sterwe voordat hy kan vrug oplewer. As hy nie sterwe nie, dan bly hy een koringkorrel. Maar as hy sterwe en hy bring vrug voort, bring hy baie koringkorrels voort. Is dit nie so nie? Selfs met 'n mielie, selfs met al die plante wat jy kan plant. Hoor wat sê hy? Maar God gee dat 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Sien nie? Elkeen kry sy eie liggaam. 'n Mielie kan nie koring oplewer nie. As dan nou waar wat mik jy op? Julle gaan nou sien waar ek mee met julle wil praat vanmôre. Hy sê so, alle vlees is nie dieselfde vlees nie. Maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee. En die van visse anders as die van voëls. Daar is 'n hemelse liggame en daar is aardse liggame. Maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Sien nie? Daar's hemelse liggame, maar daar's aardse liggame. Terwyl ek in op die aarde Terwyl ons op die aarde is, het ons aardse liggaam. Maar as ons hemel toe gaan die dag, het ons hemelse liggaam. Anders is die heerlikheid van die een en anders is die heerlikheid van die son, anders is die heerlikheid van die maan. Anders is die heerlikheid van die sterre. Want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. Maar net so verskil ek en u van mekaar. Elkeen is 'n mens op sy eie. Ons word deur Christus gebruik. Intercessor, bid vir my. Wyk Satan. Hoor so ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid. Daar word opgewek in onverganklikheid. Sien nie? Jy word gesaai in verganklikheid, jy word opgewek in onverganklikheid. As jy sterwe, word jy 'n nuwe mens as jy opstaan. As die dag as Jesus kom met 'n ander liggaam, met 'n verheerlikte liggaam. Gaan so 'n paar dinge vanmôre in die uitlig, hoorie. 'n natuurlike liggaam word gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Sien nie, ons moes eers in 'n natuurlike gebore geword het, eers 'n mens gewees het en dan word jy 'n geestelike mens. Verstaan nie? Want as jy die dag gedoop word, my broer en my suster, word die ou mens dood en hy moet begrawe word en die nuwe mens moet opstaan. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Weet jy wat? Ons gaan net soos Jesus se liggaam hê as ons in die hemel is. Is dit nie wonderlik? You see Jesus just as they saw him. Ons gaan heerlike liggame hê, verheerlikte liggaam. Ek weet nie hoe gaan dit lyk nie, maar een ding weet ek, dit gaan fantasties wees. Want jy gaan nie siek word nie, jy gaan nie hoes nie, jy gaan nie, geen probleme hê. Geen kwale nie, oud word nie, niks. Oor wat sê hy vir ons verder? En soos die beeld van die aardse
gedra is, het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Wauw, is dit nie wonderlik om uit te sien daarna nie, om die hemelse liggame te hê, wat die Here vir ons gaan gee, met as ons opstaan uit die dode, of as ons in die verander word, as Jesus kom. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Ek wil hier 'n oomblik stil staan. As ons kyk, hy sê, vlees en bloed kan die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Daarom het ek weet nie, jy het al gehoor as ek met u gepraat het, oor die twee getuies wat gaan staan by die klaaghuis. Dis hoekom ek sê dat kan net twee mense wees. Dit kan net Henog en Elia wees. Want dit is al twee wat nie gesterwe het op aarde nie. Elias met die vuurperwe opgeneem en Henog het saam met God gewandel en in die hemel ingewandel. So hulle het nog nie gesterwe nie. Mense, ek wonder hoe lyk dit? Al die duisende jare in die hemel. Ek sê nie, hulle gaan anders te lyk daai twee maar weet jy my broer en suster, hulle gaan lees in die Openbaring as hulle daar so is. Hulle kom terug en hulle is die getuies wat gaan praat en die mense gaan ook nog nie luister na hulle nie. En dan gaan hulle sterwe en hulle word deur God gesê, God roep hulle, kom op hierheen en dan gaan hulle na God toe in die hemel. Nuwe broer en suster, daarom, die woord sê, geen vlees en bloed die koninkryk van God kan beerwe nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. En ek wil vir u sê, ek glo hierdie geslag wat voor my sit, ons gaan hierdie beleef. Want die koms van die Here Jesus is voor die deur. En hierdie week luister ek. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Hierdie week luister ek na 'n getuienis van 'n persoon. 86-jarige oomie, lê in die hospitaal. Is besig om te sterwe. En hulle sê hy sterwe, maar hy so rukkie nadat hy gesterwe het, 'n hele rukkie daarna, toe resusciteer hulle hom weer. En hy kom by en hy sê, I want to warn you. Jesus spoke to me right now and said, he's coming. Be ready. En hy sterf. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, as dit nie 'n uitroep eintlik uit die kake van die dood is, waar die Here sê, be ready. My broer en my suster, en weet jy, die mens gee nie om nie. Die mens gaan aan, soos hy wil aangaan. Hy lewe soos hy wil lewe, en hy gaan, en hy doen net wat hy wil. Die wat suik, ekskuus tog dat ek nou sommer so praat, maar dit is so. En die wat rook, en die wat dwelms gebruik, hy dwelms, en hy gaan aan, soos hy wil aangaan. My broer en my suster, ons gaan bid 'n heilige, lewende God, wat vir sy kinders wil hê, hulle moet heilig maak en leef. Hulle moet die Here dien, hulle moet hom voluit dien, nie halfhartig nie. Te veel in die kerk van Christus sugarcoating gepreek en weet alles net gesê, ag nee wat, as jy maar jou tiendes en jou oppergawes betaal, sê alright. My broer en my suster, dit gaan jou nie in die hemel bring nie, maar jy moet dit ook betaal. God se woord sê, jy moet jou tiendes en oppergawes betaal. Gaan lees maar Malagi. Hierdie pastoor is nie een wat dit preek nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, ons moet by die God se woord begin hou. Jy die seën van die Here wil ervaar, doen wat die Here se woord sê. Hoor wat sê hy vir ons verder. En hierdie is waar ek vanmôre my kruks vir u wil bring. Hoor mooi. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Het jy gehoor? Die laaste basuin.
My broer en my suster, die laaste basuin gaan weer klink. Baie naby. Ons is baie naby aan die weerklink van daai basuin. Hoor wat sê hy? Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, hoor mooi, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Kom ons gee die Here lof aan hom. Hy gee vir ons oorwinning deur Jesus Christus. God gee vir ons oorwinning deur sy seun Jesus Christus om hom aan te neem en hom te dien en die Here te volg. Daarom, my geliefde broeders, wees, en hoor hierso waar skiet hierdie woord van Paulus vir ons. Hoor wat sê hy? Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. My broer en my suster, dit het nou die tyd geword waar die kerk van Christus standvastig sal moet wees. Jou ja sal jou ja moet wees, jou nee, niks anders nie. Die woord van God sê wat anders as dit is uit die bose. Hy sê vir ons reguit, maar God sy dank wat ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus. Daarom toe ons sing, I speak Jesus. My broer en my suster, ek wil vanmôre vir jou sê, begin Jesus in jou probleem inspreek. Begin Jesus spreek in daai situasie wat jy dalk in is. Jy sê, maar pastoor, ek weet nie watter kant toe nie. Begin Jesus spreek. Begin die naam van Jesus uitroep. My broer en my suster, as jy beweeg en jy begin die naam van Jesus uitroep en jy staan op God se woord, gaan jy sien hoe die deure vir jou gaan oopgemaak word. Hoe die kettings gaan afval, hoe al die omstandighede gaan verdwyn, want God is nie 'n waarmaker van sy woord, hy is die God wat sê, ek is met jou tot aan die volëinding van die wêreld. Broer en suster, is dit nie wonderlik nie? Hy is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Kind van God, as hy laaste basuin blaas, hoe staan my en jou saak vanmôre? Hoe staan my en jou saak as daai basuin blaas? Maar ek wil gou terugkom na jou vrugte. Hoe lyk jou vrugte vanmôre ook? Want ek wil vir u sê, wat sê die woord van die Here vir ons in Matteus 7? Hoor wat sê hy so vir ons, Matteus 7 vers 19. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle aan hulle vrugte ken. Nie elkene wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal vir my in daai dag sê, Here, Here, maar in u naam het ons geprofeteer, in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen. Hoor wat sê Here Jesus, en dan sal ek, hier spreek Jesus direk, aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Broer en suster, hoe lyk my in jou vrugte vanmôre? Hoe lyk my in jou stand vanmôre? As die basuin vanmôre blaas, waar gaan ek en jy staan? Hoe lyk my vrug? Hoe staan ek vanmôre voor God? Hy ken my, hy ken jou. Hy weet vanmôre van elke gedagte wat jy het. Hy ken vanmôre jou so intens dat hy die hoeveelheid hare op jou hoof ken. My boeta, my sussa. Wat gaan vir my gesê word? Wat gaan vir jou gesê word? Glo nie jy wil ooit daai woorde hoor. Gaan weg van my. Julle weet dat die ongeregtigheid werk.
Daarom wil ek vanmôre vir die kerk van Christus sê, kom ons wees gereed. Let's be ready. Jesus is coming. Die laaste basuin gaan blaas. Hoe staan ons sake vanmôre met die koning van die konings? Ek wil vanmôre vir jou vra. As jy vanmôre hier is, en jou saak is nie reg. En ek vra en roep ek. Ek roep. Maak gereed om jou God te ontmoet. Wees gereed. Jesus kom. Soos wat daai ou oomie gesê het, wil ek vanmôre ook uitroep. Ek wil nie een van julle moet die hemel mis. Ek wil nie een van julle moet eendag gaan gesê word gaan weg van my. Ken julle? Verstaan, maar God is 'n God van liefde. Hy is ook 'n God wat regverdig is. Daarom wil ek vanmôre die uitroep en uitnodiging aan jou maak. Maak jou gereed om jou God te ontmoet. Kom ons sluit die oë in hierdie plek en ons buig die hoofde en niemand kyk rond nie. Ek wil vanmôre vir jou vra. As jy nou voor Jesus moet staan, wat gaan hy vir jou sê? Wat gaan hy vir jou sê? As jy vanmôre voor Jesus staan, hoe lyk jou vrug vanmôre? Jy kan dit net self beantwoord vanmôre. Maar ek wil vanmôre vir jou bid en ek wil vra dat die Here jou sal deurdra dat jy sal nooit hoor gaan weg van my. Maar dat jy sal gesê word gaan in goeie en getroue diens. Jy vanmôre sê pastoor bid vir my, wil ek jy vinnig jou hand opsteek. Dat vir jou kom bid vanmôre, daar's ander wat oor ons opgaan. Oor ons hier gehoor. Ek gaan nou weer die hande laat sak. Ja, nog iemand. Nog een persoon. Stop. Ag, kom ons staan al. Kom ons staan. Vader, ons kom vanmôre na U toe. Here, U het gesien elke hand wat opgegaan het. Sien elke hart vanmôre raak in hierdie plek. Here, U weet vanmôre van elke uitroep. Here Jesus, ek wil U naam uitroep oor hierdie mense vanmôre. Ek roep Jesus, Jesus, Jesus uit oor hulle. Bid my God dat U hulle genadig elkeen sal wees, dat elkeen sal aanraak, elkeen sal versterk, dat elkeen wat vanmôre hulle hande in erkentlikheid opgesteek het, dat hulle vanmôre sal reg wees vir daai dag wanneer U kom. Want Here, daai dag is so naby. Bid my God dat U hulle sal aanraak en hulle sal versterk, en dat U hulle name sal skrywe in die boek van die lewe en dat hulle reg sal wees wanneer U kom om ons te kom haal. Bid Here, wees ons genadig, wees saam met ons en lei ons. Versterk ons, vergewe ons sondes, vergewe ons ongeregtighede, vergewe elkeen van ons. En Here, dat ons gereed sal wees as U kom om U kinders te kom haal. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam vra ons dit. En almal sê, Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer in hierdie plek.